Goeiemiddag, geliefdes. Ons is weer eens is ons geseënd, ons is deurgedra en ek en u ons staan eintlik in oorwinning. Ons besef dit net nie. Ons besef dit nie. En baie keer as dit mos ek en u maar woes man. Baie keer dan spreek mense oor ons dinge uit en ons sien hoe mense ons aankyk en alles die klompe dinge gaan net nie goed met jou nie man. En jy wonder wat gaan aan? Wat gaan aan en hoe kom jy oor en uit hierdie dinge uit? En hier staan ons in die kersseisoen en daar's baie mense wat nie weet wat hoe hulle deur die tydperk gaan kom nie. Baie mense wat sit voor struggles voor skool volgende jaar, die skool goed, die kinders moet reggemaak word en alles daai klompe dinge man rondom die skool en rondom kos en alles daai goed, dit pla mense nou, dit woel mense. En ek lees in Genesis 27 en 27 vers 38. Hy sê hier, daarom het Esau aan sy vader gevra, het u net een seun my vader? Dan nie seun soos 'n persoon nie, maar het hy net die een seun, want dit moes nou vir Jakob is mos nou klaar geseën. Jakob was nou onder duims, en so hy het sy vader se seun weg en sy vader het net een seun en seën my ook my vader. Esau besef nou, Joseph het klaar sy nie Joseph, wie was ek nou? Jakob het klaar sy seëning gekry en hy vra by sy pa nou, waar is my seëning aan nou? Seën vir my ook asseblief. En die woord van die Here sê, Esau het sy stem verhef en hy het gehuil man, hy het gehuil. En sy toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees. Jo, die man kom en hy kom vra vir seëning. Die kind kom vra by sy pa vir seëning. En sy pa sê vir hom, ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees. Ja, en ver van die dou van die hemel daarbo. Dis hard. Wanneer ons kyk na die skrif en ons besef wat Isak vir Jakob hier sê, hy sê vir hom uit en uit, Boeta, jy gaan swaar kry man. Jy gaan swaar kry, jy gaan 'n dorre land gaan jy woon man, jy gaan min reën kry. Hy sê basies vir hom, jy gaan woestyn toe. Jy gaan woestyn toe. En van jou swaard sal jy lewe. Dit wil sê, hy moet veg vir dit wat hy wil hê. Dit wat hy moet eet. En jy sal jou broer dien. Ja. En jy sal jou broer dien. Maar luister, wat sê Isak? Wat sê Isak vir Esau? Hy sê, maar, as jy jou kragte inspan. Hy sê, Esau, as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. Hy sê nie afhaal nie, hy sê afruk. My bemoediging vanmôre aan ek en u is, kom ek en u vat Isak se woorde aan Esau. Ons vat hy woorde en ons staan sterk man. Ons staan sterk en ons span ons kragte in en dan ruk ons ruk hy juk, ruk ons van ons af man, want dit is nie vir ons nie. Hy sê, ja, Isak sê vir hom, ruk het van jou af. As jy jou kragte inspan, sal jy die juk van jou afruk. Kom ek en u ons span ons kragte in. Wat al hierdie goede wat so op ons wil kom lê, wat ons so wil vas lê, wat ons seëninge so kom steel van ons af man. Ons span ons krag in man en ons ruk dit van ons af en die Here gaan die self seën. Self gaan hy jou sit in 'n land vet, in 'n vet land. Waar die grond vet is, hè? En waar dou is. Maar ek en u, ons moet ons kragte inspan. Ons moet ons kragte inspan sodat ons daai juk kan afruk van ons. Hoor u wat ek sê? Hoor u? Ek hoor ook nou wat ek sê. Want dit is nie my woord nie. Dit is God se woord. En net soos wat ek dit aan u deel ek dit aan myself. Kom ons span ons kragte in en die Here gaan ons seën.